Op Uitsa bring ons mense stories wat saak maak en die harte raak. Dit is maandag en ons is terug met nog 'n lekker ding episode. Aan almal wat Uitsa follow en ons content share, sê ek hartlik dankie. Julle is lekker mense en maak Uitsa 'n lekker ding. Ons begin die show met 'n besoek aan die Dierebeskermingsvereniging op Keetmanshoop. Lenet Oosthuizen, die voorsitter van die instansie, gesels met ons oor hulle doen en late daar. SPCA Keetmanshoop tak het in 2021 het ons begin hierso, het ons die tak geregistreer en so ons werk nou onder die hooftak Windhoek. Reg, so ons het verlang het ons by die veeartskantore diere aangehou wat nie 'n heenkome gehad het nie en diere gefoster in ons eie huise. En die munisipaliteit, Keetmanshoop se munisipaliteit, het vir ons 'n baie goeie daad gedoen. Hulle het vir ons 'n stuk gebou by die perdestalle gegee en ons het die gebou ontwikkel. Ons is nog steeds besig om die gebou te ontwikkel. Ons het 2 bane van die stalle het ons nou al in hokke in. So ons het op hierdie stadium 90 diere op hok. Ons kry baie donasies uit die gemeenskap uit. En ja, dit is 'n groot werk. Dit is 'n 7-dag werk. Die diere kom van heide en verre. In die suide is ons die enigste SPCA tak. Daar kom van Betani, Kois, allerlei rigtings kry ons diere in wat afgelaai word, wat nie verder by die eienaars kan bly nie, of diere wat seer gekry het, diere wat net glad nie meer 'n eienaar het nie. Mense trek weg, los hulle diere. So, en die gemeenskap het ongelooflik betrokke geraak by hierdie projek. Dit is vir my so lekker as mense vir my bel en sê, hierdie mense hier langs ons doen dit en dit met hulle diere. Dit wys vir my, mense raak educated en begin belangstel in die opvoeding van ons diere. Want ons werk ook baie met die kinders, want dit is tog die wortels van ons opvoeding. Hulle hou daarvan om te luister en te kyk en te leer, maar daar's nog 'n groot pad met education rondom diere. Enige diere is welkom by ons, maar ons grootste deel is maar honde en katte. Mense bel my baie en sê, ek het 'n kuikenvoeltjie opgetel, dan sê kom laai maar af. Ons kry eystervarkies, kry ons baie in. Mense los nie die diertjies uit nie. Vat ons maar die diere in en ons het 'n sanctuary by Windhoek, waarna die diere dan gaan. Natuurlik eers deur 'n veearts word hulle ondersoek. En as alles reg is, dan word hulle weer gerehabiliteer om terug te gaan na die wild toe. As jy voor by Central Lodge inkom, dan gaan jy sien daar's 'n teddy. Dis deel van die groot skenkings wat ons kry. So Teddy hardloop nou 'n fundraising. Daai geld gaan ons uit en uit gebruik om kospakkies op te maak en borsluisbehandeling te doen in ons nedersettings buite Keetmanshoop. Verder verkoop ek ook daai sakke kos wat ons uit Windhoek uitkry. Daai geldjie gaan ook vir die SPCA.
Dan SPCA kry, soos ek vir jou gesê het, baie donasies. Ons doen ook baie projekte soos klere verkope, pannekoek verkope, waardeur ons dan geld insamel. En baie keer as mense doodgaan, dan gee hulle vir ons, dan erf die SPCA takke geld. So, en dan kan ons met daai geld, kan ons aanbouings doen. Ons aanbouings is omtrent 200,000 wat ons alreeds gedoen het by die perdestalle. So ja, ons fasiliteite kom aan en ons kan die diere help. My boodskap aan die gemeenskap is, daai SPCA tak wat daar staan, dis nie net hulle net tak met haar raad nie. Mense kom baie keer senuweeagtig daaraan, mag ons die diere kom kyk? Julle mag, julle moet, dis wat ons wil hê. Ons wil julle daar hê, dit is ons gemeenskap se SPCA tak. So, raak deel daarvan en besoek die diere. Hulle moet verskillende mense ontmoet, sodat ons hulle suksesvol weer kan uitplaas na 'n gesin toe. En dis lekker om deel te wees van so 'n projek. So, kom kyk wat ons daar doen. Dankie vir wat julle doen, Lenet. Die DWV Keetmanshoop tak brei uit en hulle behoeftes neem toe. Dit is 'n gemeenskapsinstelling en die deure staan waawyd oop vir vrywilligers. Gaan besoek gerus die diere. Volgende gesels ons met Ria Ludik oor die Boomplaats Korras Abattoir langslag kompetisie, sowel as die Superos en Slagos kompetisie wat deel gevorm het van die Appington Landbou Expo. Jong, ons het al so van Desember 2025 af begin wees inneem vir ons slagos kompetisie en superos kompetisie. En ja, daar was so 180 bees wat deelgeneem het, so hulle so 5 maande gevoer. En ja, dit was eintlik baie opwindend, baie lekker. Die boere het in hulle hordes opgedaag. Ons het seker so 150 mense gehad by die slagpale die 27ste Mei met ons boeredag. En ja, onderskeidelik was daar slagosse en superosse. Ja, ons deelnemers was ongelooflik, ons wenners is ongelooflik. 28ste Mei het ons toe ons slaglammers geslag. Daar was so 170 slaglammers gewees, so 20 deelnemers van verskillende boere. Dit was ook 'n ongelooflike dag en 'n lekker event. En ja, ons sluit gewoonlik in by SAMIC. Hulle is ons nasionale organisasie wat help met om die standaarde hoog te hou. Kyk, SAMIC probeer vir ons sê, die mense daar buite, wat soek hulle in die rak, wat soek hulle in 'n vleisesel om op die rak gaan soek. So, hulle probeer vir ons en ons boere leer. Daar's 'n sekere kriteria wat dan verwag word. Nie te vet nie, glad nie te maar nie. Die huisvrou wil nie al die vet afsny as sy met hom moet werk nie. So jou gewig by by 'n lam, by 'n skaap, by 'n bees, by 'n kalf is 'n spesifieke gewig wat hulle dan half die beste wenner aanwys, want jy wil nie 'n steak hê van 350 gram wat jou hele bord vol hê, maar hy is plankdun gesny nie. So dit hulle help vir ons om ons vetverspreiding, die verspreiding moet mooi wees op jou karkas wat ons ongelooflik reg kry. Ons het 'n feedlot wat dan Desert Beef feedlot is en hulle voer al vir die afgelope seker 8 jaar bees. En ons vervolmaak dit nogal om regtig topklas bees te kan vir ons verbruiker voorsien. Dit is 'n nasionale instansie, so jy skryf sommer 'n nasionaal in en ja, ons het die laaste, ek dink dis 3 jaar het ons die slagos en superos kompetisies gewen. So in die land was Desert Beef dan die nommer 1 gewees. Slaglammers begin ons so bietjie ook optel. Ons het laas jaar vir Berthe Steenkamp gehad. Hy het ook eerste gekom dan en hy het die groep gewen. En ja, as kompetisie skryf jy ook in so jou organisasie, jou dag, jou alles wat jy doen
Is alles in plek, is alles mooi gemerk as Samek daar aankom, so jy kry 'n prys of 'n punt vir jou as slagpale en ons het ook al 'n paar jaar gewen as gevolg van die kompetisie wat ons aanbied. So ja, ons is 'n lekker span, ons is 'n span wat lekker kan saamwerk, ons is 'n lekker span wat mekaar aanvul. So ja, dit was 'n baie lekker dag en was 'n lekker geleentheid. Hier was nou seker maklik as ek 100 dalk getel het, mense wat opgekom om te kom kyk wie het gewen. Dit was 'n joligheid, ons het 'n spesiale video laat maak vir ons dag. Ons het 'n liedjie laat skryf. So ja, dit was 'n ongelooflike event en 'n dag en ja, baie suksesvol geweest. Knap gedaan, Ria. Die Appington Landbou Expo Boomplats Korras Abattoir lamslagkompetisie, sowel as die superos en slagos kompetisie, het ongeveer 5 jaar gelede deel van die expo geword om nuwe energie in die lewende hawe afdeling van die geleentheid te blaas. En dit werk soos 'n bom. Vra vir my, ek was daar. Up next, my colleague Kalia Brantes of Enjoy visited Lapalanga Game Lodge, just outside Mariental, and chatted with the manager Lovas Ndapuka and assistant manager Ryan Bekes. Let's join them. Guys, we find ourselves in the most relaxing space possible at La Palanga Game Lodge, the spa, and we are joined by the lovely General Manager Louise. Louise, thank you so much for having us today. You're welcome. Could you please help me and the guests to learn a little bit more about La Palanga? If you could start with a little history. Yes, sure. So La Palanga Game Lodge has been officially open to the public since 2007. So we're counting 19 years down from now in the industry. So La Palanga started only as a lapa. It was the first rooms was on the south, on the northern part of the lodge. The rest of the rooms was nothing. So it was basically only the lapa. And then as the years goes and people started visiting, and then the owner decided to go a bit bigger, and then that is how we found ourselves here today. Okay, Yes. and how many rooms do you guys have in total? In total, we have 27 rooms. Oh wow, but I Yes. believe they aren't all the same rooms. So maybe No. you could walk us through the types of accommodation. Sure. So I will start with our most loved rooms. That is the waterhole chalets, the premium waterhole chalets. Those ones, we have 6 of that. Okay. This is right located at the waterhole where the guests sleeping there can actually experience animals coming to the waterhole, and then you feel the whole breeze of the waterhole at night or in the morning. Oh, And then we wow. also have 14 luxury rooms. The luxury rooms actually is the standard rooms. Okay. Yes, the name But is nothing at luxury. La Palanga is standard, so... Exactly. Exactly. So the standard rooms, we have 14 of that. They have the basic amenities such as the air conditioning, the showers and so on, the coffee stations and so on. Then we have the bigger ones that are bigger than the luxury rooms. This is now the superior rooms. We have 4 of that. Okay. These have bath corners. They are much bigger than the luxury ones. So if you are looking for something that is more luxurious and then you are a bath person, then you must definitely go for the superior rooms. And then lastly, our honeymoon chalet. That is the one right at the corner. Okay, You feel like you are not part of the secluded. other rooms. Yes. So that one have a private jacuzzi. It have it's a self-catering. That's the only unit that is self-catering at La Palanga, and the rest is served on B&B. And then we also have our glamping. The glamping is so amazing. So if you are an adventurous person, you love camping, but you want more luxury again with You want the glamorous camping. ensuite bathroom, air condition, freezes and everything that you find at the glamping. That makes the total of 27 rooms plus the 2 camping sites. Yes, okay. So the camping sites, those are for the people that bring everything by themselves, You correct? bring everything from the tent, from the cutleries, everything. We give you the ground, we give you the electricity points. Okay, great. Yes, you have your own private ablution. That's a good part of it. So if you're camping, you don't so need to even the share. camping in and of itself is actually a bit more glamping It is. to what people are used Yes, to. exactly. That's really cool.
Yes. Tell me, you guys also have a lovely restaurant, if I'm We do, correct. So yes. you guys do bed and breakfast, but your guests can also enjoy dinner and lunch Yes, here. we can do actually the full package of lunch, dinner, bed and breakfast. Okay. Yes, so we do have a restaurant. Our guests can dine in the restaurant, can lunch in the restaurants. We cater for groups. We cater for, we have kids menus also. So Yes, it's a very basically, yeah, family-friendly establishment is. because there's so much space. So I can It just is. imagine a family with a couple of kids. The kids must enjoy this lawn. There's a Exactly. swimming pool, and mom and dad can sit by the water hole, but also have an eye on their kids in the pool. So it was Exactly. very, very well thought out. It I is. really do like It all is of actually, yeah. So if the guests are here, let me say it's a family with the kids, and they decided maybe they are going to book for a massage or something, or one just want to sleep a bit, and the kids Yes. enjoy the swimming pool. They are actually welcome at La Palanga. Perfect, Yes. perfect. And tell me, okay, obviously we are in the spa, so I'm assuming guests can enjoy the spa. Tell me, what type of treatments can guests expect to have done here? Okay, so most of our guests travel long distances before they reach us. Most of our guests come from the Fish River Canyons, where it's about 5 hours drive. Yes. So when they are here, they want to relax. We offer full body massages, half body massages, foot and hands massages. So you can actually just choose what you want to go Yes. for. Yes. That foot massage is very enticing. I might just, Lovely. we might just cut this short so that I can enjoy a massage a little bit later on. Yes, please. You know the feet actually carries your body. 100%. So you have to take care of it. Exactly. And we do I it like best how you here. said that, you know? And We tell do me, it for best. those people that are a bit more adventurous, if they don't just want to do the relaxing part, I believe you guys do game drives and so on. We do have game drives, yes. So we have game drives, and then we also, but the game drives you are going to talk to Ryan more about on that. Yes, I yes, will get to know yes, him and a also little. to Jafet, that is our guide. Yes. Yes, so Jafet will tell you more about the game drives, the whole exclusive, how it goes and on. Okay. But we do have Bushman Walk. This is a cultural activity. So the San people will then demonstrate to you how they survived in the Kalahari, how they hunt, how they heal themselves. It's a whole cultural demonstration. So wow, yes, that sounds very, very interesting. yes. I do believe we are being spoiled with the Bushman Walk as well. You will, So definitely. you guys at home will definitely be able to see that as well. Yes, and it will be also be guided so you don't feel lost Okay. because they only speak Thank in you, San. because yes, if I lose myself in the desert, I don't see me. I will need to just go to the highest little peak, find the oasis that is La Palanga, and come Yes, back here. exactly. And then we also have cheetah feedings. We are having quite some cheetahs that are here. Then you do have to go and then feed them. Okay. Guests love this. I would They love imagine. this, yes, because you get then a close range to take Yes. pictures, especially for photographers. They love the cheetah feedings. Yes, I would imagine. Ons is nou saam met die assistent-bestuurder van La Palanga Game Lodge, Ryan. Baie dankie dat ek bietjie vir jou ook vandag kan leer ken. Baie dankie, Carly. Goed om hier te wees. Dankie. Ek wil gou-gou vir jou vra, kan jy vir ons sê hoe het jy by La Palanga beland en was jy nog altyd die assistent-bestuurder? Hoe het dit begin? Sure. 3 jaar gelede het ek hier aangekom. Ek het IT voor die gedoen. Okay. Ja, so dis 'n baie groot stap. Definitief weg van dit groot af. skuif. Exactly. So, 'n groot skuif. Ek het 3 jaar gelede hier begin. Ek het begin as 'n waiter. Okay. So ek het myself opgewerk tot waar ek nou is. Well So done. dit het 'n tydjie gevat. Nie vinnig genoeg nie, maar dit het 'n tydjie gevat. So. Ek neem aan by 'n plek soos La Palanga begin mens as waiter soos jy gesê het, maar ek neem aan jy doen ook 'n klomp ander goedjies. Ja, vreeslik. Is jy very hands-on? Ja, nee, baie hands-on. Waiter, barman, receptions is waar ek nou is. So dit vat 'n bietjie. Yes. Ja, Maar natuurlik ek neem aan jy het 'n liefde vir mense. Laat jy gegaan het van IT wêreld na die toerismebedryf. Exactly, ja. Okay. Meeste van die tyd het ek besef ek is 'n goeie tipe kommunikasiemens. Okay. So op die einde van die dag ek het 'n liefde vir mense nog altyd. Ek is 'n plaaskind, so jy weet ek is grootgemaak. Ek het net een broer. Okay. So ons is quite close. Yes. Maar vriende, familie
ek geniet dit baie om met mense te werk. Ja, jy's net 'n lekker mensemens. Ja, soos wat mensemens. ons geniet. En Ja. Namibië is mos 'n lekker mensemens. Korrek. En jy het gesê as 'n plaaskind en Ja. ek meen Lapalange Game Lodge. Ek is seker, sê vir my was jy al ook 'n gids hier so gewees? Want ek neem aan julle doen die game drives en Louise het vir my gesê jy het so 'n bietjie van 'n agtergrond daar ook. Ja, so as dit kom by die game drive, dan is dit maar Jafet is die main guide. Yes, ons gaan hom nou net ontmoet. 100%. Yes. Ek doen nou en dan help ek hom, maar dis gewoonlik wanneer ons redelik besig is. Okay. Soos as ons groepe het vir Peak meer as seisoen en exactly. so aan. So vir hier Augustus maand, September maand is gewoonlik die tyd wanneer dit regtig besig raak, ja. Ag en vir 'n plaaskind is dit mos lekker. Dan voel jy Sjoe. weer jy's in die bos en jy kan uitkom. Dis Ek tog lekker. geniet dit vreeslik. Ek geniet dit vreeslik en veral buitelanders is baie geïnteresseerd in hierdie tipe goed. Yes. Goed wat ons daagliks sien as jy weet normaal en jy weet glad nie interessant nie. Hulle geniet dit vreeslik. Ek onthou nou dat jy dit sê, een van my vriendinne, sy is van Duitsland en sy was in Namibië gewees en natuurlik dit was haar eerste keer gewees. Ja. So ons het die geleentheid gekry om Swakop toe te ry en van Windhoek af Swakop toe ry jy verby Oumaya plaas. Ja. Ag nee, Oumaya nie, Okapuka plaas. Ja. En ons ry toe verby en ek sê baie casually, "Oh, there's a giraffe." Maar haar nek draai so vinnig en ek is net soos, "It's just a giraffe." En sy sê vir my, "It's not just a giraffe. I've never seen this in my life." Exactly. Ek soos, "Nee, okay, sorry. Stop. Ons het 'n hele foto sessie vir daai kameelperd gehad." Ja. Maar dit is soos jy sê, dit herinner ons ook soos dis eintlik mooi. Dis iets wat jy half Ja. alledaags nou sien, maar dit is spesiaal as mens dit net elke dag kan sien. En ek so waar julle is, ek kan net dink julle is regtig bederf. Jy sal so sê, maar om eerlik te wees, ek is jaloers op jou, want op die einde van die dag, toe jy vandag hier kom, het jy dit alles ingevat, jy weet, vir die eerste keer. Yes. En ek is nou al lank hier en ek is al so Dis jou gewoond aan werk, dit. ja. Ek is al so gewoond aan dit, maar dis nog steeds mooi vir Ja, vir mense. dit Dus is definitief nog steeds mooi. ek is redelik jaloers vir ek wil dit graag elke dag so Vir die eerste keer beleef. ervaar. Korrek, ja. Ek hoor So, vir jou. ja. Sê gou vir my, jy het nou die toerismebedryf gekies omdat jy 'n mens is, Ja. maar het jy self al redelik rondgereis? Ken jy ons land? Het jy al oor see getravel? Ja, ek het toe ek jonk was baie rugby gespeel, so ek het redelik Suid-Afrika getoer, Okay. Garden Route en al die tipe. Ag, dis die mooi deel van Vreeslik, Suid-Afrika. vreeslik. Buiten dit het ek 'n paar keer oor see gegaan. My eerste keer was toe ek China toe gegaan het met my broer. Wauw. Ja. So Suzhou, 'n klein plekkie buite Beijing wat is regtig waar hy het pre-med gedoen, so hy daar ek het dit saam met hom gegaan. Buiten dit Marokko, soos ek sê Suid-Afrika. Maar een ding wat ek kan onthou is toe ek jonk was, het ek eendag iemand gehoor sê jy weet die wêreld is soos jou huis, né? So as jy net in jou land bly, dan ken jy letterlik net jou kamer. So jy weet net hoe jou kamer lyk. Jy weet net hoe jou Dis 'n mooi manier. Jy weet nie hoe jou badkamer lyk nie. Jy weet nie hoe jou sitkamer lyk, kombuis, al die tipe goed. So op 'n of ander dag besef ek net, jy weet, dit is waar. Want Ja. van die wêreld is so groot daar buite en daar is plekke waar ek regtig wil gaan en net iemand van Namibië daar ontmoet. Dit sal so interessant wees om te Nee. dink, Ek hoe moet kom sê ons die hier? Namibiërs en die Suid-Afrikaners, ons vind mekaar. As jy hoor sê, Ja. as jy hoor daai tannie se kinders gou 'n bietjie in Afrikaans en dan sê hy tannie, ek hoor wat jy sê. Ek hoor wat jy sê. En dan sê jy beskiklik beste maatjies. Ek moet sê Vreeslik. dis regtig nogals Ja, lekker. nee, dit is ja. En Namibië self, as jy nou jou gunsteling plekkie in Namibië moes kies, waar sou jy sê? Definitief Sandwich Harbour. Regtig? Definitief Sandwich Harbour. Okay. Ek is soos ek sê, ek is 'n plaaskind. Ek geniet om te kamp saam met die familie, Ja. al die tipe goedjies. So waar die see letterlik die woestyn ontmoet. Ek bedoel, Ek ja, What- dit is what a definitief scene. iets besonders What a wat ons scene. land Ja. bied. Ek hoor vir jou. With its green rolling lawns and water features on the edge of the Kalahari, Lapalanga will not disappoint you and is definitely worth a visit. Ek hoop julle het die kuiertjie geniet. Like en share asseblief julle gunsteling show op Facebook. Vertel tog vir almal van Aitsa die lekker ding. Dankie vir julle wat gereeld inskakel en Aitsa 'n lekker show maak. Besoek gerus ons webwerf aitsafrica.com vir plaaslike nuus.
Ek los julle met die enetjie. 'n Kopnik of 'n handdruk kos jou niks, maar kan verrykende gevolge hê vir die ontvanger daarvan. Sien julle wanneer ons mekaar weer sien.